Welkom terug by die groot ontbyt en hier is ons in die kombuis saam met Aiden Pinaar. Hallo Aiden. Goeiemôre, hoe gaan dit? Lekker. Welkom. Dankie. Aiden, ons gaan nou vir die volgende 7 wat minute gaan ons julle besig hou met 'n Meksikaanse tipe van 'n angle op 'n paasbolletjie. Vertel ons bietjie. Ja, so dit is in Spaans is genoem tres leches, so 3 melke. 3 melke, tres. Ja, tres. 3 leche is melk in Spaans en ons gaan 'n bietjie aanpas met paasnaweek. So ons gaan hot cross buns gebruik waar jy gewoonlik sponskoek gebruik of dagou brood. O, so ja. Dis baie tradisioneel. Ja. Jy sê dis kyk jy's nou die ou jy het letterlik 'n boek geskryf oor Meksikaanse kos. Ja. You wrote the book. Ek het hom ongelukkig vergeet. Volgende keer. Volgende keer. Nou vertel ons bietjie jou inspirasie natuurlik nou Paasfees en dis meer hoe begin 'n mens hierdie ding? So ons gaan begin om die hot cross buns hierin te sit. Net breek met jou hande. Easy peasy. Wil jy dit doen vir my of gaan ek doen maklik enige ding. Ja. Ek is hier. So vat net die hot cross buns, jy breek dit op in bolletjies, stukkies, goedjies. Ja. So. En dan dan sit mens net op die oppervlakte van die dis. En terwyl jy dit doen, gaan ek die 3 melke aanmaak. So dis evaporated milk, ideal milk. Ja, ideal milk, ja. So omtrent 90 iets soos dit. So dit is omtrent 'n derde. Ja. 'n derde van 'n blikkie. Ja. Dit gaan almal dieselfde hoeveelheid wees. So ideal milk 90 gram kondensmelk. Ek sal hom bietjie soeter maak vir jou vandag. Asseblief, sal jy in? Ja. Ek het mos die probleem. Ek is 'n nice mens as met kondensmelk. Ek kan nie verby dit loop nie. Okay, dis hy. Selfde een. Okay, daar's al jane. En dan gaan ons net normale melk vat. Gewone melk. Net gewone melk, ja. Okay. Jy's nie partikulêr oor vetvry of so nie, Nee, dit is ek meen jy het kondensmelk al klaar, nee. Ja. So, wat is die punt om vetvry te gebruik? Okay, dan gaan ons dit net meng. Tot hy lekker deurgemeng is alles want die kondensmelk is nogal dik, so dit vat 'n rukkie bietjie om te versprei. Hierdie is die Spaanse naam, so dis 'n tradisioneel Meksikaanse ding. Ja, dit is ja. Nou die paasbolletjie. Jy kan hom lekker pak, Moet ek hom dikker pak? Ja, asseblief. Okay. En dan gaan ons basically hierdie mengsel oor die hot cross bun sit. Ja. En dan gaan hy net soak vir so ideally kind of 'n minuut. Ja. Net dat hy 'n bietjie sag word. En dan gaan ons amazing room vat wat ons al klaar geklits het. Geklitste room. O, daar's hy ja. Ja. Pre-klitst. Ja, exactly. Dis maar net om alles makliker te maak. Okay, maar mense hoef nie daai dik room te gebruik. Wel, jy kan seker. Hoorie, so as jy nou vir 10 minute daar wil dik klits, ja. En hierdie is al klaar redelik ryk as ek hom so kyk. Ja. Nou, so het kom mooi gepak. Ja, dis okay, ek meen. Dis okay reg. Dis vir 'n beginner, jy weet. Ja. Al wat ek het is hierdie goeie looks en my talent. Maar nee. So ons gaan dit net oorsit. Hierdie is omtrent 'n koppie, bietjie meer. Dan gaan ons net so. Okay, goed. Nou is al die lekker soet melkerigheid daarin. En dan sorry. Nee, sag. Maar nou sien jy alreeds lekker vinger af. Nou mag ek nie meer werk nie. Sorry. Is okay, ek sal die res doen. Dankie. Okay. Ja, hierdie resep is nogals lekker vir Paasnaweek, jy weet. Kyk mooi na dit want as jy nou met familie is die Paasnaweek en ouma of auntie of ma drink 'n bietjie te veel soetwyn en hulle brand die malvapudding vir die 3de jaar in 'n ry. Dan is dit 'n vinnige opsie, ja. Daar's iewers altyd 'n ou paasbolletjie. Al is dit 'n ou droë enetjie. Hy werk net so goed hiervoor. Okay. Ons gaan nou hierdie amazing whipping cream opsit. Okay. Gespuit botteltjie room, ja? Gespuit botteltjie room, ja. Sorry, maar Afrikaans is bietjie agteruit. So okay, my Engels ook agteruit, so soos level daar. Ja. Okay, so ek gaan net om net so. Nou hier kan jy nou seker nou maar wat sal jy voorstel hoe kleer 'n mens die ding in met wat? As jy nie room of die goedjies by die huis het nie. Wat op dit? Ja. Ek jy met ander goeders ook inkleer. Ja, ek dink so. Ek meen jy sal sien wanneer ons nou hier klaar is, gaan ons al die arbeid en goed opsit. So ek meen die letterlike kleur gaan mooi uitkom. Ja. Maar ek meen ek hou dit nog as tradisionaal. So ek meen die room is eintlik 'n moed, jy weet. My mens. Room is 'n moed, né? Room maak mens. Maar nou is dit basies. Okay, so is toe. Die broodjies is toe nou. Die broodjies is toe. En dan gaan ons
ons bessies. Gaan ons klere aantrek. Assai. Okay, jy kan my help met dit. Guys, is al klaar gesny. Ek mag dit in die plastiek raak want ek het my vinger afgelek. Ja. Okay. So ek gaan dit net op 1/2 sit. Okay, jy sal sien hoekom. Want dit kind of like bring net bietjie contrast. Ja. Hierdie ding gaan hy gaan nie in die oond of so iets gaan. Nee, Hy gaan net so vars gaan. Net so. Dis So wat as load shedding terugkom, is lekker. dit okay. Lekker. En hoe meer hy lê, hoe sawer raak die rolletjies. Ja, definitief ja. Lekker sag en ja, dis so soet, dis bietjie suur van die bessies natuurlik. Ja. Ja, jy moet 'n bietjie suur insit, Ja. né? Jy kan enige vrug gebruik as wat jy wil. Pisang, whatever dit in seisoen is, jy Ek dink daaraan tekstuur. Die brood is 'n sagte tekstuur, die room en die Ja. Kan 'n mens goeders insit soos 'n bietjie neute, kan. Jy fyn kan gekapte definitief, neute dalk. definitief, ja. Of as jy 'n stukkie karamelsuiker opsit, kan jy Ja, brokkeltjies, vermokkies. Ja, definitief. Ek like tekstuur. So die neute is eintlik 'n goeie idee. Ek het nie daaraan gedink nie. So dankie. Nee, hier is mooi net so, dankie. Vir my volgende boek. Hier is beautiful net so. Assai. Okay, so dis basically dit, okay? Ja. Dan gaan ons bietjie icing sugar, poeiersuiker Ja? en Versiersuikertjie bo. versiersuiker. Net oor die vrugte, net so. En dan op die ander kant gaan ons cinnamon sit. Kaneel op die ander kant. Okay. Dit is bietjie van 'n Jy kan kombinasie. natuurlik die twee meng as jy wil. Ja. As jy kan maar net daarin gooi. Moet ek hier's alright, Net gaan so. ek. Dink jy daar's te veel in nie, maar ons kan Ja, maar kos die probeer. laaste stukkie gaan ons gebruik. Te veel, te vinnig. Assai, nou moet ons oor begin. Maar gelukkig is dit daar om die siffietjies so raak. Ons het Okay. Ons sê die basis van dit. Ek is useless. Okay. So die is my 3 melkkoek. 3 melkkoek. Ja. En soos jy sê, dis 'n tres wat? 3 leches. Tres leches. 3 melk. Dis 'n ja. lekker vinnige opsie. Dit is. So jy sê, as die pudding brand, Ja, as die pudding brand. Jy weet, ek dink meeste mense het kondensmelk in hulle yskas. Almal het melk. radiomelk, Jy weet. hierdie goeds daar. En ja, dit is baie lekker. Aiden, Ek kan baie nie wag dankie. vir jou om te Dit proe is nie. 'n blink plan, moet net nie te veel kaneel opgooi soos ek Ja, nie. asseblief. Ja, jy het hier al die moeite gedoen vanmôre en daar gooi ek kaneel. Nee, dit sal net lekker wees. Dankie, Pinaar. Ons gaan later dalk weer op 'n stadium en kry net dan praat ons bietjie meer oor daai Meksikaanse Ja, kos. ek sal die boek bring en dan kan ons bietjie meer in diepte Dit sal gaan lekker met wees. dit. Maar hier is 'n lekker dessert. Ja, 'n poerentjie vir vandag op Goeie Vrydag daar net nadat jy curryvis geëet het. Ja, dis Of nooit daai te vroeg vir steeltjie. iets soets nie, hè. Mens moet ietsie soets vat. Nou ja, baie dankie. As ons terugkom na die advertensiebreek gesels ons met Tino. Ons het al baie met Tino kuier. Hy's 'n regular hier. Hy's ons Pelly. Dan praat ons bietjie oor sy nuwe liedjie Rosie Rosie.